Goeie dag, liewe luisteraars. U is weer hartelijk welkom hier by Joy Gospel Radio, die kanaal wat wonderlike nuus vertel, want dit is so uniek om Jesus se naam hoog te kan hou. Ek is Willie Sondersen en ons nooi u vriendelik uit om vir die volgende halfuurtjie saam met ons te kuier hier by nog 'n aflewering van die program Wolke van Getuienis. Nou, vriende, hierdie is die 5de aflewering van die getuienis van ons dogter wat ons aangeneem het. Nou, die naam van hierdie reeks is die Silverbeker. Nou, ons gesels in hierdie reeks ook oor die Silverbeker wat binne in Benjamin se sak gevind was. Die naam Benjamin, soos dalk u sal weet, beteken seun van die regterhand. Nou, ek vra, wie is dan die seun? Wie sit aan die regterhand van die Vader? Is dit dan nie Jesus, die seun van God nie? Die Vader nie, en hy sit aan sy Vader se regterhand. Nou, Romeine 8 vers 34 verklaar, Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Nou, Josef is die seun van Jakob, die vader, wat ook 'n tipe is van Jesus, die seun van God, dis nou Josef. Benjamin het nie geweet dat die beker in sy sak geplaas was deur die opsiener van Josef se huis nie. Die opsiener het dit gedoen op instruksie van Josef homself. Nou, die beker het 'n doelgerigte rol gespeel in hierdie verhaal, wat trane in jou oë bring as jy dit lees. Die ontdekking van die beker het die seuns van Jakob teruggebring na die seun Josef toe. Nou, soms is dit daardie ongevraagde omstandighede, daardie ding wat in jou lewe skuil, waarvan jy nie bewus is nie en wat jy altyd nog met jou saam gedra het, totdat dit ontdek word. Verlede week het ek vir u vertel hoe dat ek die medikasie van my kind op die ashoop weggegooi het, terwyl ek die bottels met medisyne so weggooi, R115 se medikasie. As ek dit so weggooi, dan het ek uitgeroep in Jesus naam. Nadat ek die medikasie weggegooi het, het ek my kind vir 'n week nie 'n aanval gekry nie. Soos ek voorheen genoem het, dat sy die aanvalle van epilepsie van tot 20 keer op 'n dag en meer gekry het per dag. Om skielik vir 'n week, vriende, dit nie te kry nie, was 'n wonderwerk op sigself. Ek het die blye nuus aan almal vertel, dat God my kind gesond gemaak het. In my werk het ek vertel van die wonderwerk en almal het my so ongelowig aangestaar. Die Sondag in die kerk het ek dit onder trane van blydskap aan die gemeente vertel en die gemeente het saam met my gehuil van dankbaarheid. Michelle was toe ongeveer so 4 jaartjies oud en sy kon al die opwinding nie verstaan nie. Sy kon nie verstaan hoekom haar pappa dan so huil nie. Hier voor die gemeente nie, en het met 'n sakdoek probeer om my trane af te vee. Na die diens, daardie Sondagmiddag het my kind in die oop veld voor ons huis saam met maatjies gespeel en gehardloop, iets wat sy voorheen nie kon gedoen het nie. As sy so iets doen, het sy 'n aanval gekry. Nou later daardie middag, nadat hulle gespeel het, het sy weer die eerste aanval gekry, na 'n week sonder enige aanvalle. Ek het gedink dat dit die opwinding was om buitekant saam met die maatjies te kan speel en te hardloop, het moontlik die aanvalle veroorsaak. Ek het bly glo en gedink dit is net die laaste strooi van die duiwel om my te ontmoedig, maar ek was beslis om nie my geloof te verloor nie, om vas te hou aan die Here, soos daai vrou gesê het,
if I can only touch the hem of his garment, en sy het dit bly vir haarself gesê. Nog 'n week het verbygegaan, waarin sy nie een aanval gekry het nie. Die volgende naweek het ons kerke 'n synode gehad, 'n konferensie in Pretoria, waar al die gemeentes van oor die land en selfs van oor see bymekaar gekom het. Ek het so begeerte gehad om die konferensie by te woon. My ouers het ook daar gewoon in Pretoria en ek het soontoe gegaan. Alles was gereël vir die naweek dat ons sal reis na Pretoria die Saterdagoggend, aangesien ek betrokke ook was by my werk en ek het moes diens doen omdat daar 'n sekere betaalstate payroll van die personeel op die rekenaar moes gedruk word en ek moes dit eers afhandel. Ek het deur die Vrydagnag het ek deurgewerk om alles klaar te kry, gereed vir Maandagoggend wanneer die personeel die betaalstate benodig om alles gereed te kry vir die betaaldag. Ek was so opgewonde oor die verandering in my kind en die feit dat ons die konferensie kon gaan bywoon het, dat ek het met soveel entoesiasme daardie Saterdagoggend na die werkhuis toe geloop. Ek het geloop van die werk af huis toe. Ek het voorwaar 'n huppel in my stap gehad. Voor ons huis was daar 'n ry laningboontjies en terwyl ek so na die hekkie toe stap, sien ek my skoonmoeder om die hoek van die huis kom al singend. Die lied wat sy gesing het was daar is oorwinning voor, daar is oorwinning voor. Deur die bloed van Jesus is daar oorwinning voor. Deur geloof in God het ek die oorwinning. Geloof in God wys my die oorwinning lê daarvoor. Nou dit was vir my baie snaaks en die woorde van die lied bring 'n onrustigheid in my siel en toe sy my sien, vertel sy my dat Michelle het al 18 aanvalle gehad daardie Vrydagnag. Terwyl ek by die werk was, ek was so geskok en teleurgestel, maar het nogtans geglo dat God my kind gesond gemaak het. En hierdie manifestasie van die duiwel is maar net om my lydsaamheid te toets. 1 Petrus 1 vers 7 sê, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaarmaking van Jesus Christus. Vriende, ek weet dat Jesus gaan die eer kry. In my hele wese het ek ingeleef. Geen helse mag sal ons beroof van hierdie oorwinning nie. Gaan ek bly glo en vashou aan my oorwinning? Ek was beslis dat die duiwel ons nie gaan weghou van die dienste in Pretoria nie. Ek wil hom wys, ek sal gaan. Onder alle omstandighede sal ek nie toelaat dat die duiwel my beroof nie. Nadat ons saam gebid het en gesing het, ek en my vroukie en my skoonmoeder, het ons in die geloof gereed gemaak om dan Pretoria toe te gaan promote. In die motor was sy weer 'n paar keer aanvalle gekry. Ek het direk na die konferensie gery en vir een van die pastore gaan vra om vir my kind te kom bid, want sy is toe in die kar waar sy in die motor gelê het. Ons het vir die naweek by my moeder se huis gaan bly. My kind het al sieker en sieker geword. Ek het gebid, ek het gesing, ek het God geprys, maar sy het net erger en erger geraak. Daardie nag het ek uit wanhoop na die konferensiesentrum weer gery en 'n besoekende pastoor wat van Italië af hier was en ook die konferensie bygewoon het, gaan vra om vir my kind te kom bid by die huis. Hy het vir my kind gebid, sy het rustig geraak en ek het die nag met haar in my arms geslaap. 5 uur die volgende oggend het sy weer 'n aanval gekry. So in my arms het ek skielik gevoel hoe haar liggaampie begin ruk en styftrekkings kry. Die helder rooi bloed het vrylik uit haar mondjie uitgeloop, soos sy haar tong stikkend gekou het met elke aanval. Ons het vir haar 'n pragtige wit rokkie aangetrek
en ek het 10 uur diens bygewoon daardie Sondagmôre. My kind was baie siek. Haar gesiggie was spierwit, haar oogies was toe. Dit het gelyk asof sy besig was om te sterwe. Ek het aan God vasgehou, vriende. Ek het geglo sy is genees. Na die diens het ek haar tussen die honderde mense in my arms gedra en toe ek in die diens instap na die voorkant van die kerk. Ek het reguit gestap na die voorkant toe waar die pastore, waar die gesalte manne van God is. Toe ek by die lede van ons gemeente van Sasolburg wat ook die konferensie bygewoon het verbystap, het ek net gehoor hoe van ons gemeente vir mekaar sê, "Haai, kyk daai Willie se kind, dit lyk asof sy dood is." Sy het 'n doodse bleek kleur in haar gesiggie gehad. Ek het haar na ons moderator gedra, gevra hy moet vir haar bid en vir hom gesê, "My kind is baie siek." Hy het gebid en later in die diens het sy haar oogies oopgemaak en sy wou op die grond sit. Sy het ons nie erken nie. Ek het so doelloos met oë. Sy was so, haar oogies was so doelloos met oë wat so glaserig soos die dood was. Sy het net so voor haar uitgestaar sonder om iets te sê of enige tekens te toon. Na die Sondagmiddag is Annetjie en my kind Michelle na my skoonouers vir 'n paar dae om by my skoonouers te help met uitpak van hul goedere, aangesien my skoonvader verplaas was vanaf Kroonstad gemeente na Brits gemeente om as 'n pastoor die gemeente in Brits oor te neem. Ek is terug na my huis toe in Taaibos, aangesien ek moet gaan werk met die maandagoggend. Daardie maandagoggend ongeveer 10 uur skakel Annetjie, my vroutjie, my van Brits af en sê, "My man, ek kon nie meer ons kind se lyding aanskou nie. Ek het haar na 'n lokale dokter geneem. Die dokter was geskok en ontstel om die kind se toestand te sien en hy het haar dadelik 'n inspuiting gegee. Die geneesheer het vir Annetjie gesê hy weet nie of die kind gaan lewe nie." Ek was skielik so ontstel toe my vroutjie dit my oor die telefoon vertel. Ek het gevoel God het my in die steek gelaat. Ek het dan so geglo, ek het so vertrou, ek het so getuig van almal getuig dat God my kind genees het, want die woord sê ons sal oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. Helaas, vriende, het ek gevoel soos 'n verloorder. Ek het soveel vrae vir God gevra. Daardie middag moes ek na Sasolburg reis om ons nuwe pastoorspaar te gaan verwelkom in Sasolburg, aangesien ek die visievoorsitter was op daardie stadium van Sasolburg gemeente, van lede in Christus gemeente. Ek het met my motor na vereniging gery vir besigheid. En daarna deur van die Builpark na Sasolburg te reis tussen van die Builpark en vereniging gee my motor net so 'n paar slukke en gaan staan doodstil. Ek het die sleutel gedraai, maar daar was geen reaksie nie. Die motor het dood gegaan sonder enige rede. Omdat ek nie so meganies aangelê is nie, het ek gedink dit is moontlik die brandstof, aangesien die naald op die rooi merk gelê het, wat aandui daar is nie meer brandstof in die tank nie. Ek het teruggestap in die rigting van die vereniging, aangesien daar 'n garage daar naby was. Terwyl ek so loop, was ek so bedruk. Ek was so verslae oor alles wat oor my daardie laaste paar dae gekom het. Ek het kwaad geword vir God. Psalm 22 roep koning Dawid ook uit. En hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp is die woorde van my gebrul. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie. En snags ek kan nie swyg nie, tog is U die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Terwyl ek so aldeer loop op pad na die vulstasie, wat 'n distansie van my motor af was,
het daar 'n stem met my gepraat. Die stem het met my gepraat, het probeer om my te bemoedig, terwyl ek glo dit was die Heilige Gees wat net vir my wou versterk het. Terwyl ek so loop, het ek met die stem gepraat. Ek het gesê, ek het vir die stem gesê, moenie nou probeer om my te bemoedig nie. Julle het my nie teleurgestel. Vriende, moet my nie kwaadlik neem dat ek so gesê het nie. Vriende, ek was desperaat en tot die dood toe ontstel. Ek het net gevoel dat God my verlaat het. Dit was 'n guldige geleentheid vir Satan om sy slag te slaan, om my van my geloof te beroof en vir my te wil vertel dat God 'n wrede God is en dat hy nie omgee nie. Vriende, ek het nie vandag 'n antwoord op dit wat met my daar gebeur het nie, maar God weet wat hy doen en hoekom hy dinge doen. Daar was nog soveel dinge in my lewe wat moontlik tussen my en God kon staan. Sou ek op daai stadium dalk in die oop lig gegaan het om my getuienis te bring, sou dit dalk nie die regte uitwerking gehad het nie. Ek het nog dinge in my lewe wat nog nie verlos was nie. My eie wil om dinge te doen soos ek dit wil doen. Baie dinge het skielik na vore gekom, terwyl God deur hierdie teleurstelling tog iets goeds uitgewerk het. Daar is meer 'n standvastigheid in my lewe, en dat te midde van die storms, dat ek nog koers kon gehou het. Dit het my sterk gemaak. Romeine 8 vers 28 sê Paulus, alles werk mee ten goeie vir hulle wat God liefhet, wat na sy voorneme geroep is. Vandag kan ek saam met Habakuk sê, Habakuk 3 vers 17, wat sê, alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstok geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailand geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee, die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte. Hy maak my voete soos die van herte en hy laat my tree op my hoogtes. Vriende, ek het 'n silwerbeker in my sak gehad en dit was daardie silwerbeker wat my gaan terugbring het na die seun, na Jesus toe. En deur die seun kon ek die openbaring kry dat God die Vader lewe en dat hy 'n werklikheid is, dat daar krag is in die naam van Jesus. Toe ek by die garage kom, het een van die petroljoggies vir my mooi laat verstaan, baie op senaat ook baie ongelukkig. Hy kan nie aan my 'n kannetjie gee nie. Ek moet eers R5 gee as deposito op 'n kannetjie. Ek het maar net R1 by my gehad. Met ander woorde, hulle kan my nie help om brandstof in my motor te kry nie, aangesien ek nie genoeg geld by my gehad het nie. Ek het skielik verder in 'n moedelose staat verval. Wat gaan ek nou doen? Ek ken niemand wat ek moontlik kan skakel nie. Ek het ook geen geld by my of vir 'n telefoonoproep nie. Dit was voor selfone. Ek was totaal verlore. Dit het gevoel ek sit op die ashoop en daar is geen uitkomste nie. Finansieel het dit met ons op daardie stadium beroerd gegaan, baie sleg. Ek het bottels opgetel en verkoop om kos in my huis te kon bring. Hier sit ek tussen Vereniging en Van der Bijlpark met R1 in my sak en ek kan nie brandstof in my motor gooi nie. Ek was woedend vir almal en vir alles. Ek het gevoel, waarom dien ek dan God as dit is hoe hy my behandel het? Elke maand het ek getrou my tiendes na die huis van die Here gebring. En dit was met my, wat nou met my gebeur, terug by my motor, het ek moedeloos op die sitplek agter die stuurwiel gaan sit. Ek wou huil, omdat dit voel, my hele wêreld het skielik om my ingegee.
Uit skone moedeloosheid probeer ek vir oulaas om die motor aan te skakel. Skielik het die motor se engine gevat en ek het gery tot in Sasolburg met feitelik geen brandstof in my motor nie. In my benoudheid en in my moedelose toestand het God my nog nie vergeet nie. Die betekenis van silwer in die Bybel is 'n proses van heiligheid, heiligmaking. Soos ek voorheen genoem het, dat Salomo was die rykste koning wat nog geleef het. En die Bybel verklaar dat in die tyd van Salomo het silwer geen waarde gehad nie. Is dit nie ook wat vandag aan die gang is nie? Goud het sy troon versier, sy inkomste van goud wat konings aan hom gestuur het per jaar was 60.000 ton goud. Maar in die tyd van al hierdie voorspoed was silwer maar 'n minderwaardige edelmetaal. As ons kyk vandag na die kerke, die megakerke, die floreer, geld is nie 'n probleem nie. Predikers het eintlik wagte wat hulle moet oppas. Sommige ry in hul eie vliegtuie rond. Ek sê nie dit is verkeerd nie, maar wat van die armes, wat van die weduwees en die wese? Is dit nodig om in 26 miljoen rand se huis te bly terwyl mense spreekwoordelik in jou agterplaas vergaan? Silwer beteken heiligmaking. Is dit nie wat vandag in ons kerke kort kom nie? Daar is predikers wat sukkel om alle heiligheid vir God iets te doen, maar het net die finansies om dit te doen nie. Daar was dinge in my lewe wat God wou uitgewerk het, vriende. Ek het altyd so gou die vinger na God gewys. En hierdie lesse wat oor my gekom het, het my nie van God af verdryf nie. Alhoewel dit soms so gevoel het, maar dit het my meer standvastig gemaak. Ek moes leer om kalm te raak onder die drukking van omstandighede. Ek moes lydsaamheid leer, alhoewel dit soms moeilik is om dit onder alle omstandighede toe te pas. Moes ek op die harde manier geleer het. Hoe kon God my in die toekoms gebruik het, vriende, as dit my houding was en ek het so gereageer? Daar was nie nog soveel werk aan hierdie ou natuur, hierdie aan ou Willie Saunders en hierdie vleeslike karakter. Psalm sê, werp al julle bekommernisse op hom, op my, want ek sorg vir julle. Ons moet leer om ons bekommernisse op hom te werp en dit is sy hande oor ons te gee. Soms tref die vreeslikheid, die vleeslikheid, soos in my geval, na vore en ons vertrou God nie onder alle omstandighede nie. Vriende, by Jesus tydens sy wandel op aarde het vir ons dik uitgespel dat die weduwee en die wese, die arme en die primêre prioriteit by God is, die Vader is. As jy ooit geseënd wil wees, gee vir die arme, vir die weduwee en die wese en jy belê by God. Ek wil verseker dat as jy by God belê, is jou dividende 100%. Hy sê, hy wat aan die armes gee, leen aan God. Jesus het op 'n dag gaan staan en hy het sy oë opgeslaan na die hemel en gesê, Vader, ek dank U dat U hierdie dinge verborge gehou het vir die wyse en die verstandige en dit U aan U kinders geopenbaar het. Matteus 11 vers 2 sê, word vertel dat toe Johannes in die gevangenis gehoor het van die werke van Christus, het hy 2 van sy disippels gestuur vir Jesus te vra, is U die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? En Jesus het geantwoord en vir hulle gesê, gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien, die blindes sien weer, en die krepeles loop, die melaatses word gereinig en dowes hoor, halleluja, dooies word opgewek en aan die armes word die evangelie verkondig, en salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Die armes, die weduwee en die wese was by God in prioriteit, vriende.
dit alles was daar vir ons. O, hierdie is 'n pad wat jy loop, en hy sê vir ons, hy sê, Petrus skrywe, hy sê dat die beproefdheid van julle geloof wat kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter is. Vriende, dit is hierdie vlamme, hierdie vuur wat hier om jou losbreek, dat jy partykeer voel, Here, dit brand, maar dan God, daar kom goud tevoorskyn, halleluja. O, ek wil vandag vir u sê, vriende, hou aan, moet nooit ophou nie. Dit is die moeite werd. Ek wil nie eers sê moeite nie, want dit is om God te dien, is nie die moeite, is daar nie moeite nie. Dit is die aangenaam om sy naam groot te maak, om te kan juig in ons God, in ons saligmaker. Wat sal ons sê van al hierdie dinge? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Paulus skryf en hy sê, wat sal my skei van die liefde van God? Verdrukking, benoudheid, vervolging, armoede, naaktheid, honger, dors, gevaar en swaarte, soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, maar in al hierdie dinge is ons meer dan oorwinnaars, en ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of teenswoordige of toekomstige dinge of diepte of hoogte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God nie. Vriende, ek hoeveel keer het ek gebid en vir die Here gevra, Here, kan ek eendag dit ook soos kan sê, soos Paulus, 'n absolute mentor vir ons, vriende, wat vasgehou het tot aan die bittere einde. Hou vas, my vriend, hou vas, meneer, hou vas, mevrou, die woord van die Here vat jou deur al hierdie dinge. Hy sê ons, dat ons gaan die ander kant uitkom suksesvol. Mag die Here hierdie boodskap ook aan u hart seën. Tot volgende week. Amen.